Oefening 6.3 op bladsy 70, deel 1. In hierdie oefening gaan ons transaksies rakende 'n handelsonderneming boekstaaf, dit wil sê waar handelsvoorraad aangekoop word en weer teen 'n wins verkoop word. Kom ons kyk wat sê die vraag. Meneer B. Brink is die eienaar van 'n handelsonderneming. Onthou in die vorige oefening het ons gewerk met 'n diensonderneming, toe is geld ontvang vir dienste gelewer en dit was lopende inkomste. Hierdie onderneming gaan geld ontvang vir verkope en dan moet ons natuurlik die koste van verkope ook in berekening bring. Meneer Brink is die eienaar van 'n handelsonderneming met die naam Burdell Handelaars. Die transaksies van Burdell Handelaars vir Mei 2015 word hierna gegee. Nou in ons eerste video gaan ons deel 1 en 2 van die opdrag behandel. 6.3.1 sê open die rekening in die algemene grootboek van Burdell Handelaars met die gegewe saldo's vir balansstaatrekeninge en totale vir nominale rekeninge op 1 Mei 2015. Dit wil sê hierdie besigheid bestaan reeds. Nou op 1 Mei 2015 verskyn daar die saldo's en totale reeds in die boeke. Die kapitaalrekening toon 'n saldo van R875.000. Die eienaar het reeds hierdie jaar R13.000 onttrek. Die besigheid besit grond en geboue wat R500.000 gekos het. Hulle besit voertuie wat R120.000 gekos het. Toerusting met 'n kosprys van R134.000. Dan baie belangrik, op die 1 Mei is daar handelsvoorraad van R30.000 beskikbaar wat die vorige maand nie verkoop is nie. In die bank is daar R15.000, die kleinkas het R400 in en daar is R800 se wisselgeld. Hierdie is jou balansstaatrekeninge. Dan die nominale rekeninge, baie belangrik. Daar is reeds hierdie jaar in totaal 'n inkomste vir verkope verdien van R150.000. Die koste van verkope se totaal wat reeds die jaar spandeer is aan handelsvoorraad wat verkoop is, R125.000. Dan is daar hierdie jaar reeds 'n R100.000 se huurinkomste ontvang. Daar is reeds hierdie jaar in totaal R12.000 se lone betaal. Daar is verbruiksgoedere van R35.000 reeds aangekoop hierdie jaar. Die handelslisensie van R1.300 is ook betaal. Daar is R23.900 in totaal reeds aan advertensies spandeer. Aan wateringstyd is daar al R34.800 betaal. Die salarisse vir die jaar sover wat reeds betaal is in totaal is R64.510 en aan die telefoon is daar R15.290 spandeer. Nou hierdie saldo's en totale moet ons op die 1 Mei 2015 gaan afbring. Kom ons gaan kyk dus na die algemene grootboek van Burdell Handelaars en daar sien jy die kapitaalrekening, baie belangrik aan die kredietkant van kapitaal, want dit vermeerder die eienaarsbelang, toon jy 2015 Mei die 1 die saldo afgebring R875.000. Dan wat onttrekkings betref, dit verminder die eienaarsbelang, daarom aan die debietkant, en jy kan daar totaal of saldo skryf, 2015 Mei die 1, ons gebruik totaal afgebring, want dit is wat die eienaar reeds hierdie jaar onttrek het. Kyk ons na grond en geboue, dan toon die grond en geboue rekening op die 1 Mei 2015 'n saldo afgebring van R500.000. Dit is hoeveel grond en geboue hierdie besigheid besit. Voertuie toon op die 1 Mei 2015 'n saldo afgebring van R120.000. Dit beteken die kosprys van die voertuie wat hierdie onderneming reeds besit op die 1 Mei, R120.000. Dan toerusting, ook 'n bate, daarom 'n debietsaldo. Aan die debietkant van toerusting, 2015 Mei die 1, saldo afgebring R134.000 en dit is die kosprys van die toerusting wat hierdie onderneming reeds op 1 Mei 2015 besit. Nou handelsvoorraad, baie belangrik, 'n bate, daarom 'n debietsaldo aan die debietkant van handelsvoorraad. 2015 Mei die 1
saldo afgebring R30.000. Dit beteken aan die einde van die vorige maand het R30.000 se handelsvoorraad oorgebly wat nie verkoop is nie. Die bankrekening toon in hierdie oefening 'n debietsaldo of 'n batige saldo en daar sien jy 2015 Mei die 1ste saldo afgebring R15.000. Dit is die geld wat die vorige maand oorgebly het in die bank. Dit is die saldo wat afgebring word op die 1ste Mei. Dan die kleinkasrekening. Nou onthou, kleinkas is ook 'n bate. Aan die debietkant van die kleinkasrekening 2015 Mei die 1ste saldo afgebring R400. Dit is die geld wat in die kleinkas is. En dan wisselgeld, ons laaste bate aan die debietkant van wisselgeld 2015 Mei die 1ste saldo afgebring R800. Daar's R800 se wisselgeld in die kasregisters. Kyk ons na die nominale rekeninge afdeling. Onthou, verkope is 'n inkomste. Dit vermeerder die eienaarsbelang. Nou tot en met die 1ste Mei 2015 is daar reeds in totaal ontvang geld vir verkope en daar sien jy 2015 Mei die 1ste totaal afgebring 'n bedrag van R150.000. Die koste van verkope is natuurlik die uitgawe wat aangegaan moes word om hierdie inkomste te verdien en die totale koste van verkope wat reeds hierdie jaar aangegaan is tot en met 2015 Mei die 1ste, daar sien jy totaal afgebring R125.000. Huurinkomste is weer 'n inkomste wat die eienaarsbelang verhoog, daarom aan die kredietkant die inskrywing. Daar is hierdie finansiële jaar reeds in totaal tot en met die 1ste Mei 2015 R100.000 ten opsigte van huurinkomste ontvang. Kyk ons na lone, dan is die totaal wat reeds aan lone betaal is, onthou lone is 'n uitgawe aan die debietkant 2015 Mei die 1ste en daar sien jy die totaal afgebring R12.000. Dit is reeds aan lone betaal. Verbruiksgoedere, dit kon nou skryfbehoeftes, verpakkingsmateriaal, skoonmaakmiddels gewees het. Die totaal wat reeds hierdie jaar in vorige maande aan skryfbehoeftes spandeer is R35.000. Verskoning, verbruiksgoedere. Daarom aan die debietkant 2015 Mei die 1ste totaal afgebring R35.000. Die handelslisensie is ook reeds in 'n vorige maand betaal en daardie totaal word op 1 Mei 2015 afgebring R1.300. Aan advertensies wat ook 'n uitgawe is, wat die eienaarsbelang of die wins verminder, daarom aan die debietkant, is daar reeds hierdie jaar in totaal R23.900 spandeer. Daarom aan die debietkant 2015 Mei die 1ste totaal afgebring R23.900. Water en elektrisiteit is ook reeds in vorige maande betaal, daarom aan die debietkant van hierdie water en elektrisiteitsrekening het jy 2015 Mei die 1ste totaal afgebring, daar is reeds R34.800 aan water en elektrisiteit spandeer. Salarisse, ook 'n uitgawe, daarom 'n debietotaal, daar is vorige maande tot en met 1 Mei 2015 reeds 'n totaal van R64.510 aan salarisse spandeer. En ons laaste uitgawe, telefoon, daar is reeds gedurende hierdie finansiële jaar in totaal R15.290 aan telefoonbetaling spandeer. Daarom 2015 Mei die 1ste totaal afgebring R15.290. Ons het dus nou al ons rekeninge geopen op die 1ste Mei met saldos en totale, dit wat reeds vorige maande gebeur het. En nou kan ons kyk na ons tweede opdrag. Teken alle transaksies aan in die kontantontvangste en kontantbetalingsjoernaal vir Mei 2015. Ons weet dus wat tot en met 1 Mei gebeur het, nou moet ons Mei se transaksies gaan bysit.
Nou jy sien geopen die kontant ontvangste joernaal van Bredel Handelaars vir Mei 2015, daar is die KWE. En die kontant betalingsjoernaal van Bredel Handelaars vir Mei 2015, daar sien jy die KBJ. Kom ons gaan boekstaaf nou hierdie transaksies vir Mei in die kontantontvangste en kontantbetalingsjoernaal. Nou die eerste transaksie vind plaas op 1 Mei. B-Brink, die eienaar, verhoog sy kapitaal met R400,000. Hy betaal nog R400,000 in die onderneming se bankrekening deur 'n cheque direk in die onderneming se bankrekening in te betaal. Kwitansie R255 word hom uitgereik. Die onderneming ontvang dus geld, daarom in die kontantontvangste joernaal. Die dokumentnommer is duplikaat kwitansie 255. Die transaksie vind plaas op die 1 Mei. Onthou die hoofopskrif gee die maand, ons hoef net die dag te skryf. Die geld is ontvang van B-Brink. B-Brink is die naam op die kwitansie en nou belangrik, hy het nie die geld vir ons gebring nie, hy het dit self direk in die bank ingesit, daarom direk in die bankkolom R400,000 en daarmee sal ons bankrekening meer maak. Waarvoor is die geld ontvang? Vir kapitaal. Daar's nie 'n kolom vir kapitaal nie, daarom in die diverse kolom R400,000 kapitaal en kapitaal is B1. Ons sal dit oorboek na die kredietkant van die kapitaalrekening. Sien jy dus die dubbelinskryving, die bank sal gedebiteer word met R400,000 en kapitaal sal gekrediteer word. Ons volgende transaksie op die 3 Mei betaal die City of Tshwane per cheque 35 vir wateringstyd R4,780. In jou kontant betalingsjoernaal is jou eerste dokumentnommer cheque teenblad 35. Die transaksie vind plaas op die 3 Mei. Die naam van begunstigde, die instansie aan wie ons die cheque uitreik, City of Tshwane. En nou moet jy sien hoe neem ons R4,780 uit die bank uit. Die bank gaan minder word, gekrediteer word. En dit is vir water en elektrisiteit. Daar's nie 'n kolom vir wateringstyd nie. Daarom in die diverse kolom gaan sê jy die R4,780 is vir wateringstyd en dit sal oorgeboek word na N8 wateringstyd se debietkant. Die volgende transaksie op die 4de, reik 'n cheque uit aan Makro vir handelsvoorraad aangekoop R45,500. Baie belangrik dat jou cheque teenblad nommers op mekaar volg. Dus die volgende cheque teenblad is cheque teenblad 36. Die dag is die 4de. Die cheque is uitgereik aan Makro. Onthou by naam van begunstigde moet die naam van 'n instansie staan of kontant. Die geld is uit die bank uitgeneem, daarom R45,500 in die bankkolom en dit is betaal vir handelsvoorraad. Dus in die handelsvoorraadkolom R45,500. Bank gaan minder gemaak word, bate wat minder word gekrediteer word en handelsvoorraad gedebiteer, 'n bate wat weer meer word. Die 7de Mei koop voorraad. Nou voorraad is ook handelsvoorraad by De Beers vir R10,800 en betaal per cheque. Jou volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 37. Die transaksie vind plaas op die 7de Mei. Hierdie keer word die voorraad gekoop by De Beers. Jou naam van begunstigde De Beers. Die geld word uit die bank uit betaal, daarom in die bankkolom R10,800 en dit is weer vir handelsvoorraad, daarom in die handelsvoorraadkolom R10,800. Die volgende transaksie op die 8ste, betaal Cronje beperk R6,900 per cheque vir verbruiksgoedere aangekoop. Ons volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 38. Die transaksie vind plaas op die 8ste Mei. Die naam van begunstigde is Cronje beperk. Dit is die instansie by wie ons die verbruiksgoedere koop. Uit die bank uit betaal ons hierdie bedrag per cheque.
R6.900. Die bank moet dus minder gemaak word en dit was vir verbruiksgoedere, 'n kolom vir verbruiksgoedere, daarom 6.900 onder verbruiksgoedere. Die volgende transaksie op die 9de Mei, reik 'n cheque uit aan rapport vir advertensie geplaas, R1.500. Belangrik dat jou cheque teenblad nommers op mekaar volg, dus cheque teenblad 39, uitgereik op die 9de Mei. Die naam van begunstigde is rapport. Uit die bank uit word hierdie geld betaal, daarom in die bankkolom R1.500 en dit is vir advertensies. Daar's nie 'n kolom vir advertensies nie, dus in die diverse rekeninge kolom R1.500 advertensies en ons sal dit oorboek na N7 advertensies se debietkant. Die volgende transaksie vind plaas op die 10de Mei. Ontvang 'n cheque van B Bouwer wat 'n gedeelte van ons gebou by ons huur, R9.800. Nou het ons die geld ontvang, skryf ons aan hierdie persoon 'n kwitansie uit. Belangrik dat jou kwitansienommers ook op mekaar volg. Dus duplikaat kwitansie 256 is jou brondokument. Die geld is ontvang op die 10de Mei. Die persoon van wie ons die geld ontvang het, is B Bouwer. As jy 'n kwitansiennommer het, sal jy onder besonderhede altyd die naam van 'n persoon hê. Nou die geld is ontvang, daarom by ontleding van ontvangste R9.800. Dit was die enigste ontvangste vir die dag, so trek so 'n streepie daar om te wys ons vat dit bank toe. Daardie R9.800 gaan skryf jy dan ook in die bank, ons ontvang die geld, bank word meer en dit was vir huurinkomste. Nou daar's nie 'n kolom vir huurinkomste nie, daarom in die diverse kolom R9.800 huurinkomste en ons sal N3 die inkomste rekening krediteer om dit meer te maak. Die volgende transaksie op die 14de, 'n kluis en nog 'n kasregister word by Pinaar winkels gekoop en per cheque betaal R13.200. Nou 'n kluis en 'n kasregister is natuurlik toerusting. Ons volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad nommer 40. Dis op die 14de die aankope gedoen. Die cheque is uitgereik aan Pinaar winkels. Dis die naam van begunstigde. Die totaal van die cheque was gewees R13.200. Dit word uit die bank uitbetaal. En dit was vir 'n kluis en 'n kasregister. Dit is toerusting. Daar's nie 'n kolom vir toerusting nie. Daarom in die diverse kolom R13.200 vir toerusting en toerusting is B5 wat ons sal debiteer om die bate meer te maak. Nou hier kom ons volgende transaksie op die 16de, baie belangrik. Kontantverkope volgens die kasregisterrol R19.200. Dit is die geld wat ons ontvang het. Maar nou moet ons onthou, ons het handelsvoorraad verkoop om hierdie verkope inkomste te verdien. Die winsopslag wat hierdie onderneming gebruik is derentyd 20% op kosprys. Dus R19.200 maal met 100 gedeel deur 120, dit is jou koste van verkope. As die verkoopprys R19.200 is, die winsopslag is 20% op kosprys, dan maal ek dit met 100, dis die persentasie van die koste van verkope, gedeel deur 120, dis die persentasie van die verkoopprys, dus die koste van verkope is R16.000 in die kontant ontvangste joernaal. Die dokumentnommer as ons goedere vir kontant verkoop is kasregisterrol. Dis baie belangrik en dit het nie 'n nommer nie. Dit is die kasregisterrol van die 16de Mei. By besonderhede skryf ons die woord verkope, want dit is waarvoor ons die geld ontvang het, verkope. En nou ons het die geld ontvang, dit was in ons kasregister gewees, daarom R19.200 by ontleding van ontvangste. Dit was die enigste ontvangste vir die dag, so trek 'n streepie en sê, daardie R19.200 word gebank, in die bank gedeponeer. Waarvoor het ons die R19.200 ontvang? Dit was vir verkope, daarom
in die verkope kolom R19.200. Kan jy sien, die bankrekening sal gedebiteer word, meer gemaak word met die 19.200 en verkope wat 'n inkomste is, sal gekrediteer word. Maar nou baie belangrik, moet ons onsself herinner dat ons handelsvoorraad verkoop het. Die koste van verkope 19.200 maal 100 gedeel deur 120, R16.000 se handelsvoorraad is weg. Hierdie koste van verkope kolom sal oorgeboek word na die debietkant van die uitgawerekening, koste van verkope, en die kredietkant van die baterekening, handelsvoorraad. Doen hom heeltemal in 'n ander kleurpen. Ons volgende transaksie op die 18de. Lone word per cheque betaal R2.600. Nou die volgende cheque teenblad wat ons uitreik om te betaal is cheque teenblad 41 op die 18de. Baie belangrik, wanneer lone betaal word, dan reik ons 'n kontant cheque uit, want ons wil daai geld gaan klein maak. Kontant is die naam van begunstigde. Uit die bank uit 'n bedrag van R2.600 en dit was vir lone. Ons het 'n kolom vir lone, daarom R2.600 in die lone kolom. Die bank sal minder word, gekrediteer word, lone sal gedebiteer word, want dit is 'n uitgawe. Die 20ste Mei betaal nog R5.600 aan kreurwinkels vir verbruiksgoedere aangekoop. Cheque teenblad 42 bewys dat hierdie transaksie plaasgevind het op die 20ste Mei. Die cheque is uitgereik aan kreurwinkels. Die bedrag van die cheque uit die bank uit R5.600 en dit was vir verbruiksgoedere, daarom in die verbruiksgoedere kolom R5.600. Aan die einde van die maand sal ons die bank krediteer minder maak met hierdie betaling en verbruiksgoedere debiteer, want verbruiksgoedere is 'n uitgawe. Die volgende transaksie vind plaas op die 22ste Mei. Koop nog verbruiksgoedere van Hatting handelaars en betaal die R1.800 per cheque. Cheque teenblad 43, jy moet baie seker maak dat jou cheque teenblad nommers op mekaar volg, is op die 22ste uitgereik aan Hatting handelaars. Daar sien jy die naam van begunstigde. Uit die bank uit is hierdie bedrag betaal van R1.800 en dit was ook vir verbruiksgoedere, daarom in die verbruiksgoedere kolom R1.800. Hierdie betaling op die 22ste. Die 24ste Mei, weer kontant verkope volgens die kasregisterrol R17.100. Nou onthou, as ek goedere verkoop, dan moet ek ook die handelsvoorraad gaan minder maak met die kosprys. Die winsopslag is deurentyd 20% op kosprys. Daarom, as die verkoopprys R17.100 is, dan maal ek dit met 100 gedeel deur 120, die koste van verkope R14.250. Kom ons kyk in die kontant ontvangsjoernaal waar ons die geld ontvang. Dit was weer volgens die kasregisterrol van die 24ste Mei. Kasregisterrol, nie 'n nommer nie, dis daardie datum se kasregisterrol. Die geld is ontvang vir verkope. Belangrik, die geld is ontvang en in die kasregister geplaas. Daarom in die ontleding van ontvangste kolom het jy daardie bedrag van R17.100. Dit was die enigste ontvangste vir die dag, so trek 'n streepie om te wys ons deponeer die geld in die bank. Daarom in die bankkolom R17.100. En nou, waarvoor is die geld ontvang? Dit was vir verkope, dus in die verkope kolom R17.100. Maar dadelik moet jy onthou, as ons verkoop, handelsvoorraad verkoop, dan is daar ook 'n koste van verkope betrokke, want die handelsvoorraad verminder. R17.100 maal 100 gedeel deur 120, die koste van verkope R14.250, waarmee ons handelsvoorraad gaan minder maak en koste van verkope sal debiteer. Ons volgende transaksie op die 25ste Mei,
betaal lone per cheque R2000. In die kontant betalingsjoernaal is ons volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 44. Dit is op die 25ste Mei uitgereik vir lone, daarom 'n kontantcheque. Baie belangrik, jy het onthou, kontantcheque. Uit die bank uit is hierdie bedrag betaal R2000 en daardie R2000 was vir lone gewees, dus in die lone kolom R2000. Die bank sal minder word, gekrediteer word en lone die uitgawe sal gedebiteer word aangesien dit die eienaarsbelang verminder. Nog steeds op die 25ste. 'n cheque is aan Telkom uitgereik ter betaling van die telefoonrekening R1800. Nou ons volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 45. Die dag is nog steeds die 25ste, dus moenie weer 'n keer skryf die 25ste nie. Die naam van begunstigde, die cheque is uitgereik aan Telkom. Uit die bank uit is hierdie bedrag betaal R1800. Jy moet sien, maak ons die bank minder en dit was vir telefoon, daar is nie 'n kolom vir telefoon nie, daarom in die diverse rekening kolom R1800 telefoon en telefoon is N10. Dit was die betaling op die 25ste gewees. Op die 28ste, die eienaar B. Brink neem 'n cheque vir R8500 vir persoonlike gebruik. Dis natuurlik onttrekkings. Nou die volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 46. Dit word op die 28ste uitgereik en die naam van begunstigde is B. Brink. Dit moet die naam van die eienaar wees. Jy kan nie daar skryf eienaar nie. Die naam van die eienaar B. Brink. Die bedrag van die cheque wat hy onttrek is R8500. In die bankkolom moet jy sien hoe maak ons die bank minder. En as die eienaar iets neem vir eie gebruik, dan noem ons dit onttrekkings. Daar is nie 'n kolom vir onttrekkings nie. Daarom in die diverse rekening kolom R8500 onttrekkings en onttrekkings is B2. Ons sal onttrekkings debiteer met daardie R8500. Die 29ste, koop 'n nuwe voertuig van Lou Motors en betaal per cheque R78000. Die volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 47. Dit word op die 29ste Mei uitgereik. Nou die plek by wie ons die voertuig koop is Lou Motors. Dit is my naam van begunstigde. Uit die bank uit word hierdie geld geneem, R78000. Sien word die bank minder gemaak en dit is vir voertuie. Daar is nie 'n kolom vir voertuie nie. Dus in die diverse rekeninge kolom R78000 vir voertuie en voertuie is B4. Dit is die rekening wat ons sal debiteer om die bate meer te maak. Dan nog steeds op die 29ste, kontantverkope volgens die kasregisterrol van die 29ste, R62.460. Dit is die geld wat ons ontvang vir die verkope, maar onthou, die koste van verkope, die handelsvoorraad wat weg is, wat verkoop is R62.460, maal 100 gedeel 120, R52.050. In die kontant ontvangste joernaal het jy die inskrywing op die 29ste, volgens die kasregisterrol van die 29ste, verkope. Nou die geld is ontvang, dus in die ontleding van ontvangste kolom, R62.460. Dis die enigste ontvangste vir die dag. Ek gaan deponeer dit dus in die bank. Daarom ook in die bankkolom R62.460. Die bank word gedebiteer meer gemaak. Waarvoor ontvang ons die geld? Dit was vir verkope, daarom in die verkope kolom R62.460. Maar nou moet jy nie vergeet nie, as ek handelsvoorraad verkoop, dan moet ek die handelsvoorraad ook minder maak met daardie kosprys van die handelsvoorraad wat verkoop is, en dit was R62.460 maal 100 gedeel deur 120, die koste van verkope R52.050.
R250. Ons laaste transaksies vind plaas op die 30ste Mei. Betaal die bestuurder en pelser se salaris per cheque R12.500. Nou onthou, 'n salaris word aan 'n spesifieke persoon uitgereik, daarom in die kontant betalingsjoernaal. Cheque teenblad 48 is op die 30ste uitgereik en die naam van begunstigde is N. Pelser. Moenie die mekaar raak met lone wat 'n kontantcheque is nie, salaris aan 'n spesifieke persoon. Die bedrag van sy salaris op die cheque is R12.500. Daar is nie 'n kolom vir salarisse nie. Dus in die diverse kolom gaan toon ons aan R12.500 salarisse en salarisse, daardie uitgawerekening is N9. Ons gaan dus die bankkrediteer minder maak met R12.500 en salarisse debiteer. Ons laaste betaling op die 30ste. 'n Cheque is uitgereik aan Deacon droogskoonmakers vir R240 om die eienaar se vrou se baadjie te laat skoonmaak. Dit is natuurlik ook onttrekkings. Dus jou laaste cheque teenblad is cheque teenblad 49, nog steeds op die 30ste, uitgereik aan Deacon droogskoonmakers. Die cheque se bedrag is R240 en omdat dit vir die eienaar se persoonlike gebruik was, is dit onttrekkings in die diverse kolom. R240 onttrekkings en onttrekkings B2 sal met daardie bedrag gedebiteer word. Ons het dus nou die transaksies in die kontantontvangstjoernaal en die kontantbetalingsjoernaal geboekstaaf. Ons het ook al die rekeninge oopgemaak met die beginsaldo's en totaal op die 1ste Mei. En nou sal ons in deel 2, ons volgende video, gaan ons die hulpjoernale afsluit, dit oorboek na die algemene grootboek. Ons gaan die rekeninge se saldo's bepaal, eindsaldo's en 'n proefbalans gaan ons opstel.